Môre Tapolie. Môre Marian. Wat gaan jy hierdie keer wen? Ons het nog nie eens laasweek se groente verkoop nie. En dokter Wynand het ook nog nie gekom nie. Wat jy dink ek wil die dokter sien? Tapolie het mos weer vark geslag. Is die kans dat hy gehoubel te maak? Tapolie hoef nie die dokter te kom sien, ek sien sommer van my. Ja, skryf van my naam daar in sy boek. Ja, maar wag ook vir hom. En vir sy koeie is hy. Hy sal eers na my moet kyk. Ek juk my dood. Hoor hierso. Wat is dit wat ek hoor van Willemien wat terugkom? Ek lê die hele Louis Trichardt vol. Tot daar by die kafee waar ek die groente afgelaai. Ja, ons hoor ook die ding, maar is nou nie net sommer meer stories nie. Hallo? Wie? Wie is dit? Wie? Net 'n oomblik. Ja? Oom Hans. Wag, ek roep hom. Ek dink hy is hier, ek het sy bakkie gehoor. Wie is dit? Fona en Flora. Nou bel hulle eers. Word sommer lam. Flora, ag my hemeltjie tog, Maria. Oom Hans? Ek sal Tapolie roep as dokter Wynand gekom het. Is daar iets verkeerd dan? Iets verkeerd? Nee, wat sou nou verkeerd wees? Nee, ek vra maar net so. Wie is dit nou, Marian Morepoli? Fona en Flora, oom Hans, met die oosthuis. Nou, is hoogtyd. Hallo? Ja, julle moes al weke gelede hier gewees het om self te kom kyk. Ek loop maar eers, ek sal die ou groente Klagtes, wat voor klagtes? Tapolie roep. So julle moet self bewys. Ja, ek sal my hier rond wees. Bring sommer die permit saam. Nou goed. Klagtes teen my maar. Dis duidelikheid, oom Hans. Omdat ek my eie bokke op my eie plaas skiet. Klagtes. Marian, sit 'n bietjie die op die boek asseblief. Ja, goed. As 'n ander man my kom soek, sê hom ek sê agter in die stoel. Het 'n engeltjie het ook nog hom gesoek, hoor. Ek dog toe maar, bring vir dan engeltjie ook 'n karmenaatjie. So groot vark. Wat sal ek nou met so 'n vreeslike stuk vleis maak? Ek wat so vrou alleen is. As ek nou 'n bietjie wild gehad het, kon ek wors gemaak het. Ek dink die geweer van my teleskoop is uit. Maar my gedoorie waar, Polly, vir wat het jy die ding ook so vreeslik geknoop? Maar dan engeltjie, ek weet ook nie waaroor bewe my hande so nie. Hey, maar die vark het mooi geslag, hè, Polly? Nee, kinseltjie ma sal sien. Sien ja. Ek sê altyd jy moet jou varke op hok hou. Kan nie net losloop nie. Wag toe maar, ek sal self net nou wegsit. Sit maar daar op die tafel neer, is mos nog nie so warm nie. Tog. Liewe hemeltjie, Polly, wat is jy dan ook so deur mekaar vandag? Ek weet tog nie dat engeltjie. Maar seker al die dinge, en nou die dinge met Willemien wat terugkom en dan die dinge met die arme oom Haas. Wat is dit nou met Thomas? Nee, Fona en Flora het mos gebel. Ek skrik my skoon by geloof uit. Ek dink hulle kom hom haal. Dis nou nie dat ek wou afluister nie. Ek sê al van wanneer af verhaas, hy gaan nog in die tronk beland. Ja, is reg hy tronk toe. En hulle vat sommer alles. Jou kar, jou geweer, jou trekker, jou beeste, jou plaas, alles. Ag, en dan nog die vreeslike boete. Oh, Jy nou 'n bietjie koffie vir 'n mens in die huis. Hans, ek sê al van wanneer af vir jou, ek het hierdie ding voel kom. Jy sit nie jou voete van hierdie plaas af nie, hoor jy? Ons sal 'n prokureur kry. Al moet ons ook een van Pretoria af laat. Bedaar, vrou. Hans, nie, dit kan jy mos nie doen nie, my man. dis wat ek ook so gedoen het, oom Haas. Skiet hom skoon uit sy geloof uit as hy sy voete op hierdie plaas sit. Ek gaan niemand skiet nie, Polly. Gaan net daai klomp rooibokke vanaand in die tomatieland so opboener. Nooit weer lus voel vir 'n tomatie nie. Polly, my gedoorie, waar maar skink nou vir hom Hans 'n bietjie koffie in. Hans, asseblief my man, moet nou nie die noodlot verder staan en uittart nie. Polly, los maar daai koffie. Daai ketel kook nog nie eens nie. Hans, Maar vrou, jy bekommer jou nou 'n hond het 'n bos uit net pure verniet. Is net 'n klag gemaak oor 'n skietery. Skietery? En ek wil nou sien dat Fona en Flora gaan bewys ek het 'n rooibok in die nag geskiet. 'n klagte. Daar's net een mens langs hierdie rivier wat 'n klag sal maak en dis Martin Slurp. Vir wat sal Martin se klag maak? Hans, daai vleis, ons moet dit dadelik gaan wegsteek. Niks geen gewegstekery nie, vrou. Ek miskien soos 'n skelm. Dis Marian. Ja, is nou die dokter wat gekom het. As ek dan engeltjie is, dan steek ek alles weg wat in hierdie huis is. Hele wêreld wag al vir dokter.
Ek moes eers op die plaas aangaan. Sien een van die Brahmane wat moet kalf. En dit? Ag, sommer 'n bietjie teespoed. Nou dan. Dis 'n kleinigheid. Gee tot half my 'n pakkie sigarette aan, Maria. Maar ons wag op vir dokter. Tapoli sal nou hier wees. Nou waarvoor sal Hans my wil sien? Hy was nog nooit in sy hele lewe siekie. Môre dokter. Môre, Polly. Hi dokter. Dis nie so erg nie. Wat het dan gebeur? Teespoed. Mens kan nie so los nie. Daar kan kwaad in kom. Jy pleister al, Marian. Hier is pleister. Is ook nie eens nodig nie, ons moet aangaan. Marianne sê oom Hans wil my ook nog sien. Ja, die arme mense, hulle word ook so beproef. Hulle wil nie jy praat nie, maar Martin Sleroe het hulle mos gaan aangee by Fauna en Flora. Ja, nou wanneer dit nou gebeur? Ek weet nie nou 'n ander dag, dokter. Mevrou van Rensburg. Dit sal nie niks help om meneer van Rensburg te probeer beskerm nie. Ek sal wel die kop of die vel of die pote iewers kry. Ek kan niks doen teen die waarheid nie. Jy ook nie, meneer Oosthuizen, jy ook nie. Die waarheid sal seëvier. Ja, ek gaan nou maar loop, Marian. Eers kyk of ek nie daardie koei in die drukgang kan probeer kry nie. Ek vat een van die naalde, hoor. Ja. Dokter sal nou klaar wees, oom. Tapoli kyk net eers gou na hom. En dan moet hy nog 'n bietjie na haar ook kyk, maar dit sal nie lank vat nie. Hy is haastig om by daai koei te kom wat moet kalf. Nou, maar sê vir hom, hy kan vir my weer die boonste krib kry. Jy weet, as 'n ellendige bees eers so met 'n krom rug en 'n droë neus in die water staan en kyk, dan kan jy nie tyd mors nie. Nee, dit is so, oom. Oom Hans wag vir my. Ek moet nog weer 'n skoot uit plaas toe en dan moet ek nog hy kar van my ook op 'n manier probeer regkry. Wat sê dan met die kar, dokter? Bosbok. Weet jy kom ek weer op old days nie. As dokter nou nie so haastig was nie, kon dokter hom weer na ons garage toe gebring het. Hy gaan ons weer oopmaak. Nog al 'n meisiekind, Wilhelmine Roos. Wilhelmine Roos? Tog nie die Wilhelmine wat jare Ja, gelede... net sy oorlede oom Giel Roos se dogter, die een wat by die ambassade in Frankryk was. Ag, as dokter maar net iets kan gee vir hierdie geheue. Ja, sit Polly, laat ons kyk. Nou nie so 'n meisiekind wil ek aan my kar se laat werk nie. En sy gaan boer ook. Boer? Hoe kan sy gaan boer? Ja, so dit ek ook wil weet. Waar moet dokter se Brahmane dan loop? 'n Vrou se plek is in die kombuis. So wat ek ook sê, dokter. Die mense wat soos kinder aan hulle brakke wat so raas. Ek is 'n koning, ek is 'n koning. Hier in my bosveldbus. Dankie, dokter. Dokter, maar opskryf asseblief, nie? Sit maar by laasmaand in Marian, R15.50. Dokter hom haast gesê dokter moet hom daar by die boonste krib kry. Ek moet nie meer langer wag nie. Sy prys het dan opgegaan, hè? Ja, hy wil mos weer beeste koop. You're watching Die Bosveld Winkel.
Ek sê. Privaat sak X04. Is dit? Hoe is dit nou, sê ou Jerry vir ou Joe? Dis laat. Ja, man, ek weet, die trein was laat op Waterpoort gisterand. Ek kon ons gisterand laai nie, toe moes ons vanmôre eers laai. Sjoe. Polie het nou nog die laaste maand se rekening betaal nie. Hy klomp mense by die stasie dink mos hulle is te ordentlik om 'n gewone busdrywer te help laai. Maar jy sug vir niets ou Griet vroupie. Een van die dae van Ferreira sit jy op jou eie voorstoep op die plaas en kyk hoe laai hulle jou goed van die bus af. Maar jy het nie 'n plaas nie, is 'n plot. Dis 'n plaas. Is 'n plot en daar's nie eens 'n huis op nie. Skielik 'n pomp op die rivier. Sit ek daai hele wêreld onder water. En ek pand outomaties. En ek bou die mooiste huis agter die berg. Wie? Toe ek vanmôre daai rooi bus eers in die Vetfonteinpad steek, toe doen ek tyd en 'n half tot hier reg voor die winkel. Wat maak jy? Skryf op. Mooi. Ons is net enetjie man. Net enetjie. Wie veel moeilikheid was daar al van net enetjie? En wat dink jy wat maak daai ouetjie met my die einde van die maand as hierdie boeke nie reg is nie, hè? Net enetjie. 2 sent. Kry bosbok wat iemand doodgery het hier bo in die doringleegte. Is nog warm. Jy mag die bokke langs die pad optel nie. Net dis voor voor agter jou kan. Optel goed, eie goed ou suster. Met dien is dokter Wynand se. Jy het dalk gemerk hè? Ga biltong van hom sny. Dis 'n lekker droog aan my spoorweg rondabel. Ag, los nou jou ou vrybriefies, maar raai toe. Man, ek is nie jou maar raai nie. Bovendien jy sê jaloers. Jaloers? Hey, op iemand wat ek nie eens ken nie. Al wat hulle kan doen is briefies skryf. So jy dink? Gaan jy my help biltong sny hè? En jou rondabel. Ons kan in jou kamer ook sny as jy wil. Jy te hoop. Of noem Hans se stoor. Net dit van Flora vir jou en dan sê hulle ek jou geld. Jy sug vir niets, ou Griet vrou Piet. Ek sê vir Vonna Flora bangie man. Môre meneer. Meneer is seker van Vonna Flora. Dis reg. Ouma Hans het gesê meneer moet hom daar by die boonste krib kry. Hy kon nie langer wag nie toe sy maar weg. Daar's ek ook maar weg. Ek moet nog gaan laai op Waterpoort. Maar vader. Hey juffrou. Hoeveel bokke het oom Hansel in die nag met 'n lamp geskiet? Ek het nie getel nie. En dit, Martiens? Ja. Bring maar vir julle die nek van daai rooi bok wat julle laas nag aan my veld langs die draad geskiet het. Martiens, dis jy wat vir Vonna Flora loop staan en bel het. En jy weet voor jou siel nie een van ons sal een van jou bokke skiet nie. Nou waar dink dan jy is hierdie bok dood? Maar daar kan baie dinge wees. Hoekom vind jy nie eers uit voor jy 'n ander mens loop staan en aankla nie? Dit kan sponsiek wees. Ons sê maak jy 'n koel gat in 'n bok so blag. Nou hoe lank het ek elke nag die ligte daar op en af langs my draad? O, en jy aanvaar sommer Martiens Leroux, laat dit ons is wat jou bokke skiet. En jy vergeet dat dit Thomas is wat nog altyd die wilddier beskerm. Dat engeltjie? Willemien, my jene maak is bly om jou te sien, my kind. Julle onthou mekaar mos nog. Dis nou Martiens. Hy kom ons toe nie na jou pa se begrafnis gaan in Pretoria daardie tyd nie. Dis mos hy wat altyd gesê het hy gaan jou vir hom grootmaak toe jy nog klein was, weet jy? Ja, ek onthou. Is lekker om terug te wees dan engeltjie. Niks het verander nie. Ag Willemien, sal jy net so 'n bietjie rondkyk as jy nie omgee nie. Ek en Martiens het net 'n dingetjie wat ons wil klaar bespreek. Dis jy wat altyd die honderde rooibokke in jou klomp plase skiet, Martiens, en nie Omaas nie. Toe maar dan. Omaas het nie nodig om jou rooibokke te skiet nie. Hy het genoeg moeilikheid met sy eie rooibokke in sy lande. En jy vat nou hierdie nek hier weg. Ek wil nie 'n krieseltjie wildsvleis in hierdie huis hê nie. Martiens! Dan engeltjie ek... Hy die Martiens darm. Ag, ek het eintlik net gekom om die garage sleutel te kom kry dan engeltjie. Willemien, ek is so jammer oor die jou hele ou besigheid. Was net 'n saakie wat ek en Martiens moes uitpraat. Die sleutels. O ja, ek het hulle hier. Hierso.
Jy nou net nie te veel sal rondskuif aan die goed daar in die garage nie, Willemien. Kom. Druk die paal agter haar in, dokter. As hy. Hup. Hulle gesukkel met so 'n klein koetjie. As hy. Ja, sy's reg. Sjoe. Dokter, ek weet daarom nou nie. Hierdie ding met Martiens. Hy's mos nie so sommer so na Fauna en Flora toe hardloop nie. Ek weet nou maar daar moet mos iets anders verkeerd geloop het. Ja, hy het gedink hy gaan daai plaas van Willemien se oor die pa op die boedel van die koop. Ja, en nou kom Willemien terug. Ja, sy kan nooit die mas opkom nie. Waar kan jy nou vandag 'n boerdery begin met 'n klomp skuld as jy niks het om mee te betaal nie? Ja. Maar sê my dokter, was daar nie vroeër jare so ietsie tussen jou en Willemien nie? Ek weet nou maar. Ek spuit aan maar 'n goeie dosis, oomans. Jy weet daar op All Days op laerskool. Sit daar sommer hier in die nek in, oomans. Ek meen nou maar jy weet die dat julle twee se plase nou so naas mekaar lê. Ek meen nou maar net as julle nou van die twee plase nou so een maak. Ek meen nou maar net. Jy sê hy het baie bokke geskiet. Ek sê hom ek het hulle nie getel nie. Hoeveel omtrent? 1, 2, 5 of 10? Hoeveel? Jy kan mos vir hom self gaan vra. Hy het hulle seker getel. Wat se soort bokke was dit? Ek het nie gesien. Maar hoe kan jy nie gesien het nie? Jy sê dat jy dit nie getel nie. Maar dis hoekom ek hulle nie getel het nie, hoor ek hulle nie gesien het nie. Maar jy het daarom die vleis gesien. Ja. Dis nou van die bokke wat in die nag met die lamp geskiet is. Die lamp? Nee, ek weet nie waarmee hulle geskiet het nie. Maar dit was in die nag. Ek weet nie, ek sê dan vir jou. Waar word die biltong gehaal? In die stoor. In die stoor, né? Dis nou die biltong van die bokke wat in die nag met die lamp geskiet is. Nee, ek weet nie, maar ek het nie die biltong daar gesien. Maar jy het gehelp afslag. Nee man, Van het help afslag. O. En wie's Van? Van Ferreira, man, die ou wat die spoorwegbus ry, is nou net hier uit. Waar is hy nou? Hy's klaar weg, kontrif toe, hy kom eers vanaand terug. Aha. En waar sal ek hom dan kry? Ek weet nie, man. En hierdie ding is buitendien vol. Hoe jy sê, dis hy wat vir ouma help jag. In die nag met 'n lamp. En dan lig hy vir hom. Nee man, hy lig nie vir hom nie. Hy dryf die bakkie. En hy help oplaai. Oh. En wie lig dan? Dat engeltjie lig. You're watching Die Bosveld Winkel. Willemien, ek het net vir jou so ietsie gebring om aan te smil. My wêreld, tant Engeltjie. Die lekkerste brood agter die Soutpansberg in die hele wêreld, ek beloof jou. Ek het nog iets wat ek graag hier wil wegberg as jy nie omgee nie, Willemien. Maar natuurlik het tant Engeltjie. As julle nou net nie te veel aan hierdie kaste sal rondskuif nie. Ag, ek sal nie vandag al daar uitkom met tant Engeltjie. Blyk as dit mekaar. Ek sal nie rus vir hy skoon is nie. Ek kan nie so dit mekaar plek verdra nie. Kyk wat kry ek hier. Jou ou skoolspringjurk, dalk pas hy nog. Maar natuurlik sal hy pas. As mens sommer nou die dag het ek nog 'n matriek was. Willemien, ons het toe maar alles destyds uit julle huis uit hier in die garage ingedra. Nooit kon dink iemand sal weer die plek wil oopmaak nie. Ag my kind, jy moet maar baie mooi dink hoor. Jy weet dis 'n willeperd wat jy wil opsaal, Willemien. Klaar gedink dan Engeltjie. Ja, maar Grensplaas behoort amper 100 jaar aan die rose en hy gaan nie nou op 'n boedelfundisie verkoop word. my kind, daar's baie skuld. En hoe gaan jy maak so alleen daarbo? Ag, is nie so erg om alleen te bly nie. Polly bly al die jare alleen. Ek trek sommer hier in die huis agter die garage. Ek sal hom met die tyd regmaak. En my skuld ook betaal. Niemand vat my plaas nie. Hey. Kyk wat kry ek hier. Dis waar ek op my se skoot sit. Ag, weet dan Engeltjie het nou om verlang. Waar is hy? Oma's? Nee, hy is nie hier nie en wat sê jy sodanig na hom verlang het, Willemien? Jy weet hy's oud en gedaan en derdagen sat en mankoliekig. En buitendien soek Fauna en Flora ook na hom. Hy het my altyd so op sy skoot getel.
Is al baie lank gelede, Willemien. En jy weet, die Martienses moes toe ook nooit getroud nie. En daar's nog dokter Wynand ook. Ek beloof jou, hier sit hy. Staan dit 5. Staan dit 5. Nou sê al dokter. Ja, en hy wil mos net boer. Hulle sê hy het so sleg gevoel toe sy pa, ou Wynand Nel, nou skoon uitgeboer het. Tot hy nou die plaas gekoop het daar langs joune. Hulle sê hy's nie 'n slegte seun nie, Willemien. Hier sit hy Sofia ook. Toe hy hoërskool toe is, toe los hy my mos en vat haar. 'n Meisiekind kan mos nie so alleen bly nie, Willemien. Wat sal die mense daar Ag nee, wat dan, Engeltjie? Ek is gelukkig nou gesout in die liefde. Maar as jy mos aan die weg hardloop, my kind. Ek het ook gekry dat Engeltjie se vars brood. Het hy in Frankryk agtergebly? Hulle sê die Franse man se so vatterig. Hy moet net die Bosveld toe kom en nou my op begin vat, nie? Ek klap sy ore vir hom vuurwarm. Willemien, dan loop ek nou maar eers. Jy weet, 'n mens voel so onrustig met die fauna flora wat hier so rondloop en oom Haas wat ook nie huis toe kom nie. Is reg so dan, Engeltjie. Ag, Polly, jy kan my sommer help om die paar goed weg te skuif. Ja, seker, Willemien. As jy nou net nie te veel sal skuif van daai kaste Nooit daar. dan, Engeltjie. Baie. Ek beloof jou. Dankie, my kind. Totsiens, Willemien. Totsiens dan, Tot Engeltjie. sins dan, Engeltjie. Ja, nou seker 'n slag wees vir dokter Wynand. Ek meen, nou die ding waar jy terug is. Waar sy beeste nou moet loop, weet gaan mens nie. Jy bedoel sy beeste loop hier op Grensplaas? Doch jy weet, Willemien. Ek dog jy weet seker. Maar jy weet, hy het mos die plaas van ou Koos Venter gekoop wat so vreeslik uitgetrap is. Jy meen hy... Nee, ek sê liewe niks. Dit kom nie van my af nie. Ek wil nie moeilikheid maak tussen bure nie. Ek sê vir jou, die plaas waar jy met die baie rooi bokke het tussen die kalkantjies. Ek sê altyd, ver van jou goed, naby jou skade. Wat is hy juffrou se naam? Sy kom my nie verdra nie. Ek het 'n versietjie opgesê. Dan sy iets oorgekom. Trippe trappe troei. As ek gesin het wat ander. Hansie slim bergwel klim en die wye. Ek sal Grensplaas by jou koop. Grensplaas is nie in die mark nie. Wat vra jy? Ek sê mos Grensplaas is nie in die mark nie. Enige ding het 'n prys. Dit help nie om weg te hardloop nie. Niemand het gesê jy moet weghardloop nie. Ek sal ook nie. Nie vir jou nie, nie vir niemand nie. Ek bly hier. Lyk my ek sien jou ook nooit groot kry nie. Marianne, ek moet 'n paar stoflappe hê asseblief. Jy moet net eers met 'n ouetjie gaan praat as jy 'n rekening wil oopmaak, hoor. Wel, eet jy stoflappe? Nee, maar ek het van daai sagte vatdoeke. Siri. Ag, dit sal op doen. Gee my sommer 4 asseblief. Goed. Dankie. Ag, ek skryf my sommer op. Jy moet net onthou om met 'n ouetjie te gaan praat. Sy's daarmee snaaks vir 'n rekening. Willemien Roos. Hallo, Wynand. Of moet ek sê dokter Nel? My freks van man is lekker om jou te sien. Dis kom ons sê sommer so groet of dit niks is nie. Nie so hastig nie, ja. Ons moet eers praat, ek en jy. Ja, kom net daar by jou aan. Ek hoor die garage maak weer oop. Hoe lyk dit sê jy maar my kar se modderskerm kan kyk? Kom maar aan, praat eens daaroor. Maar eers nadat ons gepraat het oor jou beeste wat op my plaas loop. My beeste op jou plaas. Aha, jou beeste op my plaas. Ja, dis hy spul vrot grensdrade man, hulle loop seker maar oor so nou en dan. As jy eers hy drade van jou reg het, dan sal er niks meer wees om oor te praat nie. Net jammer, daai uitgetrapte plaas vir jou sal nie kans kry om te herstel nie. Jy sê niks van daai plaas van my nie, Willemien. Dis die beste plaas agter die berg. Tweede beste, Grensplaas is beter. En ek gaan hom stop met beeste van hoek tot kant. So jy sal nie meer gratis veiding by my kan kry nie. Ek sê maar net. Ek het stoetgoed. Jy het al eers hy drade van jou op voor jy 'n spot krummels op daai plaas van jou ja. Dokter, nie krummels nie. Ek gaan goeie goed koop. Goed wat daai Brahmane van jou na krummels sal laat lyk. En die garage sal eers volgende week oop wees vir jou informasie. Jy jaag niks daarin voor jy daai drade nie eens opgetel het nie. En ek sal iewers 'n koevoet in die hande kry en my modderskerm self reg buig.
Niks van 'n vroumens nodig nie. Mevrou, dink jy dan nou ek is 'n skelm? Los nou die biltong uit, jy mors jou tyd. Dis glad nie aan die biltong wat ek gedink het nie. Dink jy ek gaan hier met gevoude hande sit terwyl jy wat lanklaas van Rensburg is hierdie skande oor ons huis bring? My man in die tronk. Nee, ek nie. Ek sê jou al van wanneer af ek die ding voel kom. So net jou skuldige gewete. Meneer van Rensburg? Dag neef. Geef 'n bietjie van daai biltonge daar in die bytjie aan asseblief. Haas. Nog lekker nat, né? Ja, ek weet ook nie hoekom jou te angeltjie nou al die biltonge wil afhaal nie. Is nog nie eens windroeg nie. Vrou gaan al bietjie vir die neef 'n lekseltjie koffie. Jy het nog nie nat of droog oor sy lippe vandag gehad nie. Dis daar, vrou, bedaar. Ja. Rooibok? Ag, sommer hiervan en daarvan, al die soorte, jy weet. In die lande geskiet? Ag, hierso en daarso, al die plekke, neef. In die nag? Neef, het jy my nagpermit saamgebring? Ons kan ongelukkig nie 'n skadepermit uitreik voordat ons die lande nie geïnspekteer het nie, meneer van Rensburg. Nou moet hulle my rot en kaal staat en friet. Dit was 'n lekker vetbok, né? Al die tomaties friet, ja. 'n Rooibok friet nie tomaties nie, meneer van Rensburg. Nee, ek het ook nie gesê dis 'n rooibokkie, kon 'n bosbok ook gewees het. 'n Bosbok word nie so vet nie. Nee, dis 'n rooibok. Is dit nou onwettig so 'n plaaseienaar om sy eie bok te skiet, neef? Nee, in die nag met 'n lamp sonder 'n permit nie. Ek sê dis rooibokbiltong die. En 'n rooibok vreet nie tomaties nie. Nee, wat sou hulle dan nou hier so in my landerye kom soek het? Seker maar agter die ander groen geitjies aan, meneer van Rensburg. 'n Mens kan hulle uitjaag. Nou, dis wat ek verlede jaar probeer het, toe kon ek nie eens my kunsmisleding by die koöperasie betaal het nie. Dag, Marties. Ag, maas. Ek het spore aan my grond gekry. Spore? Ja, en 'n doppie. 3006. Jy nou die geweer kan kry wat daai doppie afgeslaan het en die skoene wat daai spore getrap het. Dan weet jy wie die bok op my grond geskiet het. Skoenspore. Skoenspore. Skoenspore, meneer van Rensburg. Dis hy. Dankie. Weg is jy man, ek het gesê jy kom vanaand eers terug. Ons het vroeg klaar gekry, man, ek kan mos nie help nie. Waar is hy bosbok? Hy's in my rondavel. Ek het sy binne goed uitgehaal. Dis lekker koel daar. Mag jy my help biltong sny? As hy daai bosbok in jou rondawel kry, is dit verby met jou van Ferreira. Dis reg uit tronk toe. En jy verloor jou werk en jou kar en al jou goed. En dan wil ek sien waar kry jy geld vir daai pomp en die engine en al sulke goed. Maar jy sug vir niets ou griet vrou Piet. Hy's nie in my rondawel kom soekie. Nou ek eers sien. You're watching Die Bosveld Winkel. Jammer, meneer van Rensburg. Geen rooibokpermit nie. Neef, jy moet kom kyk hoe hulle my drade daar plat gehardloop het. Geen rooibok nie. Julle kan bedags die rooibok in die veld minder maak. Nie snags met 'n lamp nie. Neef, maar ek wil mos nie my onskuldige ou bokkies gaan skiet nie. Ek soek die sonnebokke wat my tomaties opvreet. Daai groot ramme blits wat in my tomatielande inkom permit of te not.
Jy gaan nie vanaand saam met Thomas hulle lande toe nie, jy bly net hier. Ek bly nie. Daai ou van Fonna en Flora is lankal terug lang Jan toe man. Hulle gaan vir jou vang, jy bly net hier. Ek sal nie bly nie. Nou goed, hou vas ek ook nie meer. Dink seker kan nie sonder jou klaarkom nie, hè? Nou goed, as jy sonder my kan klaarkom van Ferreira, dan los jy my net van daar af uit. Maar Mariaan, man, wat van die grove sout, hè? Nee, is ook maar reg. Ek het niks van 'n vrou mens nodig nie. Vandag is die nag wat daai Fonna en Flora jou vang as. En jy wil nie jou koppigheid los nie. Nou, vir wat bly jy nou nie maar vandag by die huis nie, En vrou? wie sal miskien vir jou lig? Van kan ons lig. Wat weet hy van lig af? Ek bly nie. 'n Vrou se plek is by haar man. Ek gaan gou die lig aan die batterie vashou. Hans se werk tog in die stoor, my man. Daai man is kapabel en lê hier agter 'n bossie vir jou en loer. Dis klaar van. Ek's amper reg, Thomas. Wat het jy met daai benevleis gemaak? Die rondabel ook. Nee, kom maar hier ook gelos het. Ons mos nie moeilikheid met die bosbokvleis nie. Nee, ek het gedink ek vat dit maar rondabel toe, Thomas, dan kan ek môre vroeg daar uithang. Kant van. Hans, ons moet maar die permit saamvat. Jy weet nooit wanneer lê daai man vir ons in die lande en wag nie. Ja, maar is reg. Waar is hy? Daar bo op die rak. Net bosbokke en duikers, nie eens 'n kudu nie. Maar ons het mos nie moeilikheid met die kudus vanjaar nie. Daar's genoeg weiveld vir hulle. Ja, maar jy weet wat gebeur met die mense as hulle jou vang, né? Vrou, moet ek nou teen jou ook staan en beklei? As die prys van die tomaties regkom, dan lê daar duisende rande se tomaties op die veld. Moet ek dit nou net so los? Dis reg van. Jy is reg, Thomas. Ek vat maar die onderpunt van die land eerste. Dis daar waar die groot trop altyd inkom. Jep.